Nou vanoggend is eintlik 'n baie spesiale oggend vir die van julle wat saam met my tel, want vanoggend is eintlik ons Groblersdal verjaarsdag, né? Nee? Ons is nou al mooi 'n jaar hierso. Dis eintlik baie lekker. Ek wil vir jou sê baie dankie. Dankie vir almal vir julle wat hier weggehol het hier hoor. Ons like julle. En as ek so 'n bietjie terugkyk op die jaar, dan wil ek met jou net so een of twee goed. Daar's 'n paar eerstes gewees vir ons in die jaar wat verby is. Ek kom daar, Marius, gee my tyd ou. So ek het my eerste jaarlemoen kom eet op die dal. Ek het kom leer wat 'n jaarlemoen is. Ek het ook kom leer wat 'n karra is. Lekker goed te daai hoor, ek sê maar net. Ek het my eerste visstok kom koop hierso. Ja, ek het my eerste 70 km op die bicycle kom ry hierso. Ek het vir die eerste keer met skiete te doen gekry wat universiteit toe gegaan het. Ek weet nie wie leer hierdie goed om jou deur jou klere te byt nie, maar die universiteit vir muskiete is baie naby aan Groblersdal. Ek is seker daarvan, is die iewerster. Ek het my eerste steke kom kry, toe ek die bok wou geslag het, en die mes in my been gedruk het. En ek het my eerste skoupoogie kom kry. Ek wil net sê, dit het vroeg gebeur, so van dan tot nou het ek daarom nog niks gebreek of seer gemaak of... Maar daar's 'n paar ander goed en alhoewel dit nie eerstes is nie, is dit baie kosbaar. En wil ek regtig net vir julle sê dankie. Dankie vir julle liefde. Dankie vir julle begrip vir ons huis, vir my vrou, my kinders. Dis regtig 'n incredible voorreg. En as die eerste jaar enigstens 'n storie is van die jare wat voorlê, man, dan sien ek baie uit na goeie tye saam met julle. En mag die Here dit ook so vir ons gun. Nou, ek wil met jou deel, daar gaan nog 'n eerste wees vandag. Ek gaan 'n hele boek in die Bybel vandag vir jou preek. So ek hoop jy het gekom sonder jou oorlosie. Nee, het jy gekom met tyd. So Filemon. Nee, nie Filemon nie. Filemon, dis die beter uitspraak. Sê asseblief gou soontoe blaai. Ons gaan die hele Filemon deurwerk vanoggend en ek hoop dat dit ook vir jou spesiaal sal wees en ons gaan dit doen so onder hierdie tema. Die tema van die woord is, sit dit op sy rekening. Nou, jy hoef nie baie bekommerd te wees nie, die hele hoofstuk van Filemon is net 25 verse lank. En ek gaan net vir jou lees vanaf vers 8 af, net om so vir jou 'n bietjie in die storie in te kry. Hy sê, daarom al het ek baie vrymoedigheid in Christus, dis nou Paulus wat skryf aan hierdie ou met die naam van Filemon. Hy sê, al het ek baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel wat betaamlik is, pleit ek liewers terwille van die liefde. En daar sal klaar ietsie om daar te leer. Ek, Paulus, as 'n ou man, en nou ook 'n gevangene in Jesus Christus, pleit by jou vir my kind Onesimus, wat ek verwek het in my boeye, wat vroeër vir jou nutteloos was, maar nou baie nuttig vir jou en ook vir my. Ek stuur hom terug, maar neem jy hom aan, dit is my eie hart. Ek lees net so ver. En so hierso veg 'n bietjie konteks om regtig hierdie boek te kan verstaan. Jy moet verstaan wat is hier besig om te gebeur. En so hier's 'n paar karakters. Die eerste karakter, Filemon. Nou hy was 'n eienaar van slawe gewees, so ons aanvaar hy was 'n ryk man gewees. Ons weet uit die geskiedenis uit, hy het ook in Kolosse gebly. So iewerster het Paulus hom ontmoet en het die voorreg gehad om hom tot bekering te bring. Ons aanvaar dit moet maar in Efese wees, maar dis hoe Paulus en Filemon mekaar ken. En dan is daar hierdie slaaf Onesimus. En Paulus sê, ek stuur hom terug vir jou, en so die voorveronderstelling is dat Onesimus is 'n weghardloop slaaf. En so toe ek hierdie brief lees, vroeër die week, toe vra ek myself hier die vraag af, dis nou 'n wonderlike storie, ons lees die storie van die slaaf wat weggehardloop het, en toe Paulus in Rome in die tronk is, toe ontmoet Paulus hierdie weghardloop slaaf, en hy kom tot bekering, en nou wil Paulus hierdie slaaf terugstuur na sy eienaar toe, maar nou skryf hy eers 'n brief. En ek vra myself die vraag af, maar moet dit nou regtig in die Bybel wees? Met baie respek gesê, moet ons nou regtig kennis neem van hierdie slaaf,
wat nou weggehardloop het en nou terug gaan na sy meester toe. Wat is eintlik hier in die gang? En toe ek op 'n stadium Paulus se bewoording kyk en ek sien, maar Paulus gebruik dieselfde woord wat hy in Romeine gebruik wanneer hy bietjie oor iets anders te praat. Toe besef ek, daar is 'n koneksie tussen die boek van Filemon en wat hier afspeel en my en jou lewe en ons verhouding met Christus. Daar is iets belangrik om te sien en ek hoop om dit jou te wys vanoggend, maar kan ek jou net iets vra, want hierdie is die hart van vanoggend. Wil jy regtig vry wees? Het jy jou mind al opgemaak dat jy genuine wil vry wees? En is jy bereid om die prys te betaal wat nodig is om te betaal om regtig vry te wees? Toe ons 'n jaar terug, more or less in hierdie seisoen, rondom vergifnis gepraat het ons spesifiek gepraat oor vryheid en die belangrikheid daarvan. En ek wil vir jou sê, my hoop is dat jy vanoggend hier sal uitloop en deur goed Filemon te verstaan en Paulus se versoek aan hom, ook Christus se versoek aan my en aan jou kan verstaan. Maar kom ons begin net met die begin. En so in Filemon 1 vers 11 lees ek weer vir jou. Hy sê wat vroeër vir jou nutteloos was, hoekom het hierdie slaaf hom nutteloos geword, want hy het weggehardloop. Hy sê maar nou baie nuttig vir jou en vir my, want hy gaan nou teruggaan. Hy sê ek stuur hom terug. En so dit is die ongeregtigheid. In hierdie lewe wil ek vir jou sê, is daar oomblikke van ongeregtigheid. Daar is oomblikke wat mense besluite neem sonder om te oorweeg hoe dit jou gaan raak. Daar is mense wat goed van jou sal sê sonder om te oorweeg wat die impak daarvan in jou lewe gaan wees. Daar is hierdie oomblik van ongeregtigheid. En ek het probeer dink, maar dit is vir my moeilik, want ek kan nie regtig vir jou 'n voorbeeld gee sonder om mense bloot te stel. So ek gaan versuim om vir jou 'n voorbeeld uit my eie lewe uit te vertel van my persepsie, en ek gaan jou liewerster uitnooi en sê, dink self aan 'n oomblik. 'n Oomblik wat daardie persoon dalk iets gesê het. Partykeer is dit ver van ons af, maar partykeer is dit ook baie naby aan die huis. Die rede. Jy sien, wanneer hierdie ou in die vertrek inkom, waarin ek ook is, dan dink ek aan daardie oomblik van ongeregtigheid. Wanneer ek dalk iewerster in sparse rye staan, en hierdie persoon staan ook daar, dan gaan my hart na daardie oomblik van ongeregtigheid toe. Daardie oomblik wat ek voel, hierdie was nie reg nie. En miskien het jy goeie rede om so te voel. Maar om die vergelyking te verstaan, om die basis te verstaan van Paulus se versoek vir Filemon, moet ek en jy 'n tree teruggee, want ons moet gaan na die oomblik van ongeregtigheid toe, en daarvoor moet ons eers net gaan na Romeine hoofstuk 3 toe, en bly asseblief by my, want hierdie is baie belangrik. Romeine 3 sê vir my en vir jou, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En so ek wil hê jy moet gemaklik wees met hierdie waarheid. Dat dit maak nie saak hoe goed ek en jy is nie. Dit maak nie saak hoe lank ons al die pad saam met die Here loop nie. Dat daar was 'n oomblik in my en in jou lewe wat ons afhanklik was van God se genade. Stem julle saam met my? Dat daar was 'n kritiese oomblik wat as God uit die hemel uit nie afgerek het aarde toe en deur sy genade my en jou getrek het met sy liefde. Dis wat die woord van die Here vir ons sê, sou ek en jy vandag nog verlore gewees het nie. En so daarom, omdat ons self skuldig was en behoefte gehad het aan sy genade, en hy gekies het om in die bres te tree, om as te ware die rekening van ons sonde op hom te vat, roep hy my en jou om ook dieselfde te doen. Jy sien, ek en jy word baie keer consumed
deur die ongeregtigheid. Ons word consumed deur daardie oomblik. Daardie oomblik toe hulle jou onregverdiglik behandel het. Daardie oomblik toe hulle gesê het dinge wat nie veronderstel was om gesê te word nie. Dit consume ons. Ons gaan slaap, dan dink ons daaraan. Ons word wakker, dan dink ons daaraan. Ek hoop om vanoggend jou fokus so effens te skuif, want dit is wat Paulus probeer doen met Filemon. Dit te sê, maar daar's nog iets anderster op die skaal. Daar is nog iets anderster om te weeg. En so Paulus begin dit so, hy sê aan Filemon, neem jy hom, dit is my eie hart, aan. So Paulus, wat in verhouding staan met Filemon, sê vir hom so, ek gaan nou hierdie slaaf vra om terug te gaan na jou toe, ek stuur hom na jou toe. Maar ek het 'n versoek, en my versoek is dat jy hom sal aanneem. Nou hier is die konneksie. Hier is wat ek wil hê jy moet sien. Hier is wat ek hoop jou sal vrymaak. Jy sien in Kolossense 3 vers 13, sê die woord van die Here vir ons so, hy sê, verdra mekaar, vergewe mekaar, as die een iets teen die ander, of as die een teen die ander 'n klag het, nou hier die belangrike een, soos Christus julle vergewe het, so moet julle dan ook doen. Die rede hoekom die brief van Filemon in die Bybel is, na my mening, is sodat ek en jy die konneksie sal maak, dat dieselfde versoek, wat Paulus aan Filemon het Christus ook aan ons. Hierdie sal jou waaragtig vrymaak. As jy hierdie snap vanoggend, word ongeregtigheid iets totaal anderster. Hy kry 'n ander prentjie. Want die belangrikheid is nie hoe seer ek het nie, en hoeveel ongeregtigheid aan my toegedien is nie. Nee, die vraag is hoeveel van my ongeregtigheid is vergewe. En dan die uitnodiging, die opdrag van Christus, om te sê, soos ek jou vergewe het, gaan jy en vergewe. Jy sien, jy sien iets anders aan die gang hierso. Hier is 'n konneksie om te maak. Daar is nog iets op die skaal. En die skaal is die feit dat ek en jy skuldig staan teenoor hom. Hy kies om ons te vergewe. En dan sê hy, gaan verder. En vergewe julle ook. Jy sien, in vers 18 en vers 19, sê Paulus die volgende, hy sê, en as hy jou benadeel het of iets skuld, sit dit op my rekening. Ek, Paulus, het hierdie met my eie hand geskrywe. Ek sal betaal. En dan doen hy nou iets. Hy maak 'n stelling hier. Hy sê nie om te sê jou rekening nie, want jy is daarby jou eie persoon ook aan my verskuldig. En so Paulus bring die curveball in, wanneer hy sê so, hy begin so, en bly by my, nee, dit wat ons gelees het, hy begin so, hy sê, ek het baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel. Met ander woorde, hy sê, ek, Paulus, het die reg om vir jou te sê, jy sal hierdie slaaf terugvat. Ek het die reg. Hy sê, maar, terwille van die liefde, pleit ek liewerster by jou. As jy lang genoeg saam met die Here wandel, sal jy agterkom, Vader pleit ook by ons. Hy gee natuurlik vir ons opdragte, want hy mag. Maar hy kies om in liefde met ons te werk. Dieselfde soos wat Paulus doen. Meer as dit sê hy, as hy jou enigstens iets verskuldig is, sit dit op my rekening. Maar terwyl jy dit doen, onthou jy het ook 'n rekening by my.
as iets wat kan skuif in ons harte. Daar is 'n genade wat ons vir mense kan hê, wanneer ons net self bewus raak van hoeveel ons regtig vergewe is. Jy sien hier, wanneer ons begin hard werk met mense, is wanneer ons vergeet hoe nodig ons sy genade op een of ander oomblik al gehad het. En selfs vandag nog. En hoor baie mooi, ek wil hoegenaamd nie ongeregtigheid verdedig in hierdie oggend nie. Nie 1 graad daarvan nie. Ek wil nooit sê wat mense aan jou doen is reg nie. Maar ek sê daar's nog iets om te oorweeg. En wat dit is die prys wat Jesus vir my en vir jou betaal het. En wanneer ek kies om ander verantwoordelik te hou vir wat hulle, want dis wat gebeur, nê? Hierdie oomblik van ongeregtigheid, en nou hou ek hierdie ou verantwoordelik vir sy ongeregtigheid in my. Weet jy wat gebeur? Ek word eintlik maar net 'n puppet aan 'n string, waar elke keer as hierdie ou dan ek weet nie of dit kanseltaal is nie, maar besef jy dat is effens stupid. Om jou lewe in te rig volgens ander. Om jou lewe prys te gee vir hulle swak besluite. Daar's 'n manier om vry te kom, daar's 'n manier om hierdie toutjies te knip, sodat ek nie meer 'n reaksionêre lewe leef op wat ook al hulle doen, dan doen ek nie. Nee, ek kan vry wees. Ek kan 'n ander reaksie hê, 'n reaksie wat verberg is in wie Jesus is. Here, dankie dat U my vergewe het. In die oomblikke toe dat ek die minste verdien het. En die kere wat ek die genade, die nodigste gehad het U gekies om vir my genade te hê. En op grond daarvan sê God vir my en vir jou, vergewe hulle. Jy sien, ons lê onsself lam. Ons sukkel om aan te gaan. Ons sukkel om in oorwinning te leef. Wat terloops 'n groot deel is van die jaar wat voorlê. Ek glo dit met my hart, daar's 'n plek van oorwinning wat ek en jy kan ingaan. Maar weet dit seker, as die ongeregtigheid van ander jou heeltyd gaan dryf na swak besluite toe, gaan ek en jy nooit in die oorwinning ingaan nie. Daar's iets om te snap vanoggend. Daar's iets om van vry te kom. Hy sê, sit dit op my rekening. Ek wil jou uitnooi, soos wat Jesus gedoen het in Kolossense 3, dat op grond van wie hy is, ek en jy ook sal kies om 'n ander reaksie te hê, omdat ons weet waarvan ons ook bevry is, waarvan ons ook vergewe is. Maar Paulus doen iets. Man, is jou safety belt aan? Ek weet nie. Is jy reg vir hierdie een, okay? Want hy gaan so 'n bietjie meer. Hy vra nie vir Filemon om vir Onesimus te herstel as 'n slaaf nie, nee. Hy sê in vers 16 die volgende, hy sê, nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf. So ek hoop jy hoor my. 'n geliefde broer in die vlees, sowel as in die Here, veral vir my, hoeveel te meer vir jou. Paulus se versoek is, herstel vir Onesimus, as meer as 'n slaaf. Maar as 'n broer in die vlees, ook 'n broer in Christus. Hy sê, vir my, soveel te meer vir jou. Okay, ek hoop, maak net die som saam met my. Paulus vra nie alleen vir verdraagsaamheid vir Onesimus nie. Hy vra nie alleen dat hy nie gestraf sal word nie. Hy vra dat hy herstel sal word as 'n broer. Hoekom sal dit enigstens vir Filemon voordelig wees? Hoekom sal dit hom, waarvoor help dit hom? Jy sien, in die vlees en in die tydelike,
is daar nie noodwendig hierdie klinkklare, hier's wat dit vir hom beter gaan wees nie. Maar Paulus, wat ingestel is op die geestelike en ingestel is op die ewige, sê vir Filemon, luister hierdie gaan vir jou regtig voordelig wees. Want as jy 'n broer kan herstel, meer as 'n slaaf, maar jy kan hom sy plek in Christus raak sien, wat hy 'n broer is, sodat hy ook sy funksie in die liggaam kan, dan is daar ook loon vir jou eendag in die hemel. Die oproep na vergifnis en na liefde is vir jou voordelig, ja, want jy kom vry. Maar die meeste voordeel lê daarin, in die feit dat jy nou 'n medewerker in die koninkryk van God word, waaruit jy voordeel uit God se hand kan ontvang, omdat jy kies om jou lewe neer te lê vir die mense om jou. En dis maklik om te verstaan, as jy sal kies om die alternatief te oorweeg. Hier's die alternatief. Die alternatief is, ek hou mense se ongeregtigheid vir altyd teen hulle. Ek weier om deel te neem aan enigiets waarin hulle deelneem. Besef jy hoeveel, nou is ons by verdeeldheid. Kan ek 'n stelling maak en ek besef dis 'n brawe stelling, maar ek is bereid om dit te verdedig. Dat ek in my hart oortuig is dat daar al meer kerke ten gronde gegaan het vanweë verdeeldheid, as wat die gebede van sataniste nog ooit kerke verniel het. Ongehoorsame kinders van die Here het al meer kerke verwoes as wat sataniste nog ooit het. Wanneer ek en jy kies om hieraan gehoorsaam te wees, kies ons om saam te trek en saam te bou, ons kies om te sien dat God se koninkryk gevestig word in ons dorp. En wanneer ons die alternatief kies, breek ons ook af daaraan. Ek wil jou sê, ek glo dit, ek kan dit nie nog meer beklemtoon nie. Die Here is op pad met AGS Hartklop Groblersdal. Hy is op pad met ons. Gaan jy genoeg klaarmaak met die verlede, sodat die Here jou in die hede kan gebruik? Gaan jy kies om te sê, Here, soos wat Paulus 'n brief skryf en sê, sit dit dan nou op my rekening, gaan ek bid en sê, Vader, ek gaan ongeregtigheid vergewe, maar ek gaan dit op u rekening sit, want op grond van wat u vir my gedoen het, gaan ek ook ander vergewe. Daar is 'n vryheid en 'n loskom wat jy nog nooit beleef het, as jy dit nog nie gedoen het nie. Daar is iets spesiaal, maar dit gaan verder as verdraagsaamheid. Dit kom by herstel in verhouding. Jy moet hom nie net 'n slaaf maak nie, nee, sien hom as 'n broer in Christus, en verstaan net gou mooi, Filemon is definitief 'n Romeinse burger, hy is nie in Juda nie, hy tel onder Romeinse reëls. Besef jy dat 'n weghardloop slaaf onder Romeinse reëls in die ergste van omstandighede kon tot doodgemaak geword het. Hy was definitief geslaan, hy was definitief verniel, die hardste van die hardste werk gegee, want hoe durf hy weghardloop? Nou daar inteendeel sal jy sien in Deuteronomie met die Jode ander reëls, die Jode sê nee, wanneer 'n weghardloop slaaf by jou sou aankom, mag jy hom nie terugstuur na sy meester toe nie, jy moet vir hom sorg en jy moet vir hom 'n werk gee. En so Paulus, bekend met beide, sê vir Filemon, luister hier, ek stuur hier een vir jou terug, maar ek verwag van jou, hanteer hom asseblief soos 'n broer. Op grond waarvan? Paulus sê op my rekening. Sit dit op my rekening. En terwyl jy dit op my rekening sit, onthou net ook wat jy my skuld. As ons begin onthou hoe skuldig ons teenoor die Here staan, as ons begin onthou hoe dankbaar ons vir hom kan wees, raak dit anderster om met ander mense te werk. In Galasiërs 4:7 sê die Here vir my en vir jou, jy sien, ek en jy is nie net ook gered uit slawerny uit nie, maar ons is ook, daarom is jy nie meer 'n diensknegt nie, maar 'n kind. En as jy 'n kind is jy ook 'n erfgenaam van God deur Christus. Jy sien, Jesus doen dit eers vir ons, en dan vra hy van ons, doen dit vir ander. Is jy 'n kind van God?
O, jene, ek moet ek moet gou 'n ander preek. Liewe kind van God, jy wat die voorreg het om te voel hoe voel dit, om vergewe te word. Jy wat die voorreg het om te voel hoe voel dit, om herstel te word as 'n kind, nie net as 'n diensknegt nie. Wil jy nie net vir jou broer dieselfde gun nie? Ek gaan begin afsluit met hierdie gedagte, hierdie baie belangrike gedagte. Want ek besef wat ek vanoggend deel, as jy dit regtig ter harte neem, is dit nie maklik nie. Maar ek wil vir jou sê, daar is nie net hierdie daad van ongeregtigheid nie. Daar is nie net my en jou reaksie hierop nie, maar daar is ook 'n belofte waarin ek en jy kan vashou. Romeine 12:19. Syf dit op jou wallpaper, moet net nie jou vrou afval nie asseblief. Nou is ek in die moeilikheid. Jy weet, syf dit daar, sit iets daar wat jou sal herinner hieraan. Sê, moet julle nie wreek nie, geliefdes. Gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom toe die wraak, ek sal vergeld, spreek die Here. Hierdie moet by my en by jou berusting bring. Ek sou versuim as ek jy was, om 'n gewoonte daarvan te maak, om slegte dinge aan mense toe te wens. Ek sou dit nie doen nie. Maar ek sal wel 'n gewoonte daarvan maak, om te sê, Here, U het beloof, U sal my oppas en vir my beklei. Ek gaan nie vir myself beklei nie. Wanneer hulle jou wil verniel, wanneer hulle van jou wil skinder, wanneer hulle jou, en nou jy wil hy telefoon optel, en jy wil nou begin terugskinder, en jy wil nou begin, los dit, moenie jouself aan die kant, moenie jy met dade van ongeregtigheid probeer om ongeregtigheid te beklei nie, dis nie die moeite werd nie, dis ver beter om te sê, Vader, U wat my hart ken, U weet, sal jy asseblief doen wat U gesê het, ek gee hierdie stryd vir U, terwyl ek liefhet, en vergewe, en herstel. Is dit moeilik? Ek dink dit is moeiliker om te doen as wat dit is om te verstaan. Dit is maklik om te verstaan. Kom ons maak 'n gewoonte daarvan. Kom ons maak dit ons eie om te sê, Here, ek gaan nie wraak neem nie. Ek gaan nie terugbeklei nie. Ek sal toe, jy weet, daai oomblikke wat jy slegter af is die ou langs jou. Omdat hy kies om in ongeregtigheid te wandel. Ek wil jou bemoedig vandag. Die Here sluimer in slaap nie. Hy moet aangaan. Hy gaan voor die Here staan vir wat hy gedoen het. Maar so gaan ek en jy ook. En so wees daarom versigtig. Wees alert. Weet dat ek en jy kan staan op die beloftes van die Here. Ek wil jy moet vry wees vanoggend. Ek wil jy regtig. Ek wil jy moet in hierdie vryheid kan wandel. Ek wil jy moet weet, ongeregtigheid, mense sal net van wie mense is. Hulle sal in ongeregtigheid sekere goed doen, hulle sal sekere goed sê. Maar wees jy vry? Want Romeine 8 vers 2 sê vir ons dit, hy sê van die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus. Het jy geweet daar's 'n wet van die lewe, of 'n wet van die gees van die lewe in Christus Jesus? Daar is so 'n wet. Hy sê hy het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Die wet van die sonde en die dood sê, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Die wet van die lewe in Christus sê, ek draai graag die ander wang. Nie omdat ek bang is nie, nie omdat ek nie kan terugbeklei nie, maar omdat ek bewus is van die geesteswêreld. Omdat ek bewus is, daar's 'n loon eendag in die hemel, en as ek nou met ongeregtigheid gaan optree, maak ek myself maar net so skuldig. Ek wil jou aanmoedig. Wil jy nie in hierdie vryheid wandel in hierdie jaar nie? Man, dis 'n lekker plek om te wandel. Regtig. Dis 'n goeie plek om te wandel. Die woord van die Here sê vir ons so, is 'n plek van vryheid. Ek wil jou vra om net 'n oomblik jou oë te sluit saam met my.
van dit wat ek gedeel het vanoggend, veral as dit naby in die hart is en as dit onlangs is dit baie seer en is dit baie moeilik. En so ek wil jou nooi. Ek wil jou nooi om die som te maak. Ek wil jou herinner. Jy sien, daar was 'n dag gewees wat Jesus, die persoon wat hom verraai het, in die oomblik toe Jesus bewus word dat die ongeregtigheid hoogty seevier, kies Jesus iets. Of jy kan lees in Johannes hoofstuk 13. Hy kies om sy boekleed af te haal en hy begin om sy disippels se voete te was. Meneer, mevrou, seun, dogter van die Allerhoogste God. Toe Jesus klaar hulle voete gewas het, toe maak hy die stelling, nou dat jy gesien het wat ek doen, doen jy dieselfde. Ons word nie geroep om die argument te wen nie. Ons word nie geroep om ons kant van die saak bekend te maak nie. Ons word geroep om voete te was en toe te laat dat die Here met harte werk. Moet asseblief nie die plot verloor nie. Moenie angstig rondkyk nie. Die beste wat jy kan doen, die beste verdediging wat jy het, is om hulle wat jy die seerste gemaak het, vinnig te vergewe. Ek sê vandag vir jou, daar's niemand wat vir jou beklei soos die Here vir jou beklei nie. Daar's niemand wat harte sag maak soos die Here harte sag maak. Man, ek is so bewus van soveel teleurstelling in hierdie plek. Hartseer. Ek voel hoe swaar is daai ongeregtigheid op jou. Jy voel te nagekom. Jy voel dit was onregverdig. En dis oukei. Die brief van Filemon leer vir my en jou dat die kruis ook onregverdig was. En dat daar 'n oomblik was waar iemand dit wat ons skuld was op hom geneem het. Wil jy nie ook hulle skuld op sy rekening sit nie? In hierdie oggend kies. Jy kan so vry wees, man. So vry. Vryer as wat jy nog ooit was. Maar los die verlede. Los die teleurstelling. Ek sien hierdie prentjie net in my gees, van sulke pikswart hande wat 'n hart vasdruk, vasklou, beklem. En ek sien hoe daai hande losbreek, en ek sien hoe daai hart begin klop. En ek sien hoe 'n klipharde hart sag word.
wil net nou vir jou bid en Vader, ons kom na U toe. Here, hierdie week het ons gebid dat ons harte van vlees sal hê. Op grond van U woord wat sê U vang ons gebede op in 'n waskorrel. Here, sal U ons asseblief hoor en vir ons sagte harte gee in hierdie seisoen. Harte wat spreek van mense wat genuine vergewe het. Wat eens en vir altyd klaar gekry het met wat was. Sodat ons kan beleef dit wat ons nou moet beleef. Here, sodat U koninkryk gebou kan word. Vader, ons slaan ons oë op na die berge. En ons sê, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Skepper van hemel en aarde. Here, dankie dat U dit eers vir ons gegee het, sodat ons dit ook vir ander kan gee. Jesus. Ek voel in my hart om jou te herinner dat daardie persoon het jou vergifnis net so nodig soos wat jy die Here se vergifnis het. Wil jy nie opnuut kies nie? Vader, dankie dat U ons vry maak. Selfs meer nog. Selfs in die oomblikke wat ons hierdie persone, instansies, Here, soos ons hulle vergewe. Ek voel net om spesifiek te noem, dat selfs mense wat oorlede is, dis belangrik dat jy hulle rarig sal vergewe. Vergewe vir wat hulle aan jou gedoen het. Vergewe vir die goed wat hulle gesê het. Selfs die mense naby aan jou. Mense vir wie jy baie lief is. Sit dit op sy rekening. Op grond van wat hy vir my gedoen het, daarom sal ek. Vader, ek wil bid dat daar helderheid van verstand sal wees in hierdie oomblik in elkeen se hart om te weet, waar is dit wat ons anderster moet doen? Wie is dit by wie ons moontlike koffie moet gaan drink? Wie het eintlik net 'n drukkie van ons nodig? Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen.